want dis goed vir jou. Daniël 6 vers 11 sê, toe Daniël te wete kom dat die bevelskrif geskryf is, het hy sy huis binne gegaan. Hy het in sy bovertrek oop vensters gehad in die rigting van Jerusalem en hy het 3 keer op 'n dag daar op sy knie gegaan, gebid en voor sy God lof uitgespreek, soos hy voorheen gedoen het. Toe koning Darius beveel dat sy hele ryk hom alleen moes aanbid, 30 dae lank, het Daniël dit geïgnoreer en voortgegaan met sy gewone gebede 3 maal per dag. Die straf daarvoor was om in die leeukuil gegooi te word, maar sy verbintenis teenoor die Here het vir hom swaarder geweeg. Ons eie gebedstyd vra ook 'n verbintenis. Dit is 'n dissipline, iets wat jy doen omdat dit goed is vir jou, al is jy nie lus nie. Al sien jy daarteen op om te gaan oefen of die gesonder kos te kies, is jy uiteindelik tog bly, want jy sien die gevolge. Net so is dit nie altyd lekker of maklik om vir 'n tyd met God af te sonder nie, maar die vrug daarvan in jou lewe maak dit die moeite werd. Ja, dit is absoluut die moeite werd. Kom ons bid saam. Goeie Vader, dis goed vir my om by U te sit. Dit anker my. Ek mis dit te dikwels in die geharwar van die lewe. Ek bly verbonde aan U, Here, maar help my om dit in groter praktyk om te sit. Amen. Die Here seën jou.